geleentheid en ek kan sien ons het nou Sondag gister het ons gepraat bietjie oor die krag van die Heilige Gees. Nou ons bietjie praat oor snoeikrag en môre aan oor vrugkrag. Pinkster is vir my so ek het eintlik 'n klomp nostalgie as ek dink aan Pinkster. Ja, nie daar waar ons vandaan kom, loop jy nie so met Pinkster nie. Dis winter en jy kry koud en dis sop en broodjies. Ja, ek het nogal nostalgie as ek dink aan die Pinkster wat ek as kind saam met my ma gedoen het. En die halleluja liedjies uit die Groenboek uit wat ons gesing het. Mense besef nie eintlik hoe dit in mense geloof geword het, nee, maar al die goeders dit in mense geloof geword het. Baie welkom. Ek gaan sommer vir die saamloop, julle kan so lank regmaak. Kan nou 2 liedjies van ons weer begin. So voordat ons gaan begin, dan steek ons die kers aan. Pinkstertyd, feestyd staan ook in teken van die 4 tonge, van die 4 van die Heilige Gees. En dit is ons wetlik dat die Heilige Gees ook opnuut in ons sal brand en ons net weer bewus maak van wie ons is, wie die Here is en wat ons vir mekaar kan beteken, waar ons is in hierdie wêreld. Dit is ons gebed hierso. So ek gaan nou vra dat ons net stil raak. Dis 'n weksdag gewees, gewone werksdag gewees, 'n klomp dinge. Kom ons raak stil en dan ja, en dan gaan ons so 1 of 2 liedere met ons saam sing.
Vriende, ons staan so 'n bietjie stil oor hierdie 3 aande by die een vers, maar ons pak hom so 'n bietjie uit. Hierdie belofte wat Jesus gegee het. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. En ons wil hierdie belofte wil ons vir onsself wil ons vat. So ons praat vanaand so 'n bietjie oor snoeikrag. Ek weet nie, ek dink ons kom half uit 'n generasie uit. Ek weet nie hoeveel vrugtebome het julle op julle erf gehad, maar ons het baie gehad. Appelkoosbome, vyebome. 1, 2, 3, 4 soorte perskebome. Dis nie 'n vreeslike groot erf nie. Ek weet nie eintlik hoe my pa alles ingepas nie, maar hy het. En nog 'n druiwepreel ook. Die gevolg daarvan is jy weet wat gebeur, nê? Hier teen wintertyd is dit snoeityd. Jy kan nie die bome los nie, kan nie die preel kan jy nie los nie. Dit moet gedaan gesnoei word. Sodat jy lente kan ingaan, sodat jy in die somer dat jy weer vrug kan hê. So snoei is so belangrik en dit is waarby ons vanaand bietjie wil stil staan om te sê Heilige Gees kom ook in ons lewe en kom snoei ook in ons lewe. Kom wys vir ons wat is daar nodig om gesnoei te word. Ek gaan vir ons begin by Galasiërs 5. Voordat ek dit doen, gaan ek vir ons 'n gebed doen voordat ons gaan saam lees. Heilige Gees, dankie dat U die Skeppergees is. U is ook die Skeppergees wat die woord vir ons oopbreek, wat die woord vir ons waar maak binne in ons harte. Dankie daarvoor dat ons U daarvoor kan vertrou. Nou weet ons ook, Here, U forceer U self nie af op ons. U is die Skeppergees wat na ons toe kom en vir ons toelaat om U toe te laat. Dankie daarvoor. En U weet, ons is nie altyd so oop vir U woord nie. U weet daar's dinge in ons lewe aan die gang. U weet dit, Here. U ken vir ons so goed. Ons gebed is asseblief, kom bo ons dinge wat ons aandag aflei, bo ons gedagtes wat dwaal, bo al die dinge wat inspeel in ons lewe. Kom Heilige Gees en kom fokus vir ons op dit wat U gedoen wil hê in ons lewe. Hier wil ons nou ook die woord gaan lees, kom breek dit vir ons oop. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. So Galasiërs 5. Gaan ons hier lees van vers 13 af, praat hy nou met die gelowiges. Hy sê, julle broers, julle is tot vryheid geroep. En dis nou nie net vir broers nie, dis vir die susters ook, maar Paulus het nou in daai tyd so geskryf. So julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Julle wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil. Tot daar gaan ons saam lees. So Paulus is besig, as jy nou Galasiërs goed verstaan, gaan jy net weer 'n bietjie herinner, is tussen bonsai en bos. So kom ek verduidelik wat ek bedoel met dit. Daar's 'n klomp Jode gewees wat sê, maar ons moet nog al die reëls nakom. Nou ek is nou nie 'n bonsai kenner nie, ek weet nie, is hier so ouens wat bonsai boontjies het. Ignas, die slegste wens wat ek vir jou kan gee is mag jou boom groei, né? So 'n bonsai boontjie, jy moet hom knip, jy moet hom snoei, hy moet nie groot word nie, né? En dit was
in 'n sekere mate was dit die Judeese geloof gewees. Snoei. 'n Klomp wettiese reëls wat nagekom moet word. Bonsai geloof, hy mag nie groot word. En Paulus het vir hierdie ouens van Galasiërs kom sê, hoorie, maar dan trek julle streep deur die kruis. Dus ons nog 'n klomp wette moet nakom. Dan het julle nog nie die vryheid van Jesus Christus gesmaak. Hy sê dit vir hulle. Dan is die kruis nutteloos. Gaan kyk daar in Galasiërs 2. Dis die bonsai geloof. Julle is vrygemaak, maar net 'n bietjie aankom, vrygemaak van wettiese bonsai godsdienst. Daai godsdienst van, jy moet net nie dit nie, jy moet net nie dat nie, dit moet net hier geknip word en daar geknip word. Die ouens, ek het alweer vergeet, julle sal dalk beter onthou, ek dink oor die 600 wette wat hulle moes nakom, né? Dis bonsai geloof. So dis tussen dit. Die ander kant het nou gebeur met hierdie bos, sommige bos self, die ouens wat nou tot geloof gekom het en gesê het, maar weet jy wat, dis baie wonderlik, ons is vrygemaak van hierdie wettiese godsdienst, met ander woorde, ons kan nou doen wat ons wil. Die ding kan nou maar groei soos wat hy wil. Maak nie saak. Tussen hierdie twee kom Paulus en sê, julle is vrygemaak van julle wettiese godsdienst, maar, jy het nou gehoor wat sê hy vir hulle, beteken nie dat jy vrygemaak is om te doen net dit wat jy wil. So daar is snoeiwerk nodig. En dis waarby ons vanaand is om by hierdie ding uit te kom. Daar is snoeiwerk nodig. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Dit is so, die Here het ons kom vrymaak. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen. Net ou wat redeneer, weet jy, die Here sal hom maar weer vergewe. En dit is so, die Here sal weer vergewe, maar dit is nie hoe mense redeneer in 'n verhouding met die Here nie. Dan is jy nie ernstig oor jou verhouding met die Here, as jy sê, weet jy wat, ek weet die Here sal weer vergewe, dan is jy nie ernstig oor jou verhouding met die Here. Moenie julle vryheid gebruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Ons is vrygemaak vir die snoei van die Gees van God. Ons het die Gees nodig om ons te kom snoei. Liewe vriende, as jy en ek nie ons beperkinge besef nie, as ons nie besef waar het ons die Gees nodig is ons in die moeilikheid, want dit beteken ons is nie eerlik met onsself. Om eerlik te wees met jouself is om jou eie ego raak te sien, te sê, Heilige Gees, kom snoei my kleinserigheid. As iemand net een woordjie so skeef sê, dan sit ek in my hoekie. Heilige Gees, kom snoei hierdie kleinserigheid. Hierdie trots van, ek dink ek is beter. Kom snoei dit, Here. Kom maak vir my anderste. Jy en ek het ongelooflike snoeiwerk nodig in ons lewe. En die lekker daarvan is, dis nie enige persoon wat aan my kom snoei. Dis die een wat my gemaak het, die Skepper Gees, wat eintlik weet waarvoor hy my gemaak het. Hy het my nie gemaak dat ek 'n bonsai moet wees nie. Hy het my nie gemaak dat ek moet net wild groei nie. Hy het my juis gemaak sodat ek kan vrug dra, waarby ons môre aan gaan stil staan. Daarom is die groot ding wat hierso gebeur ook, is die beheer van die Gees, dat ek die Gees vertrou. En dis 'n verskriklike moeilike ding. Ons het nou die dag, het ons weer by die mannegroep daaroor gepraat. Kan ek myself regtig onder beheer van die Here plaas? Want ek probeer, maar dan kom ek weer agter, hierdie ou natuur van my duik weer op. En dit voel vir my net, ek kry dit nie lekker reg. Miskien moet ons die Gees van God net meer vertrou, om nie beheer oor te gee nie. Om nie beheer oor te gee nie, is baie keer omdat ons bang is, ons vertrou nie. Ek wonder, hoe vertrou ons nog die Here, dat die Here regtig die beste weet vir ons. Ek wonder daar. En dit maak dat ons nie die beheer wil oorgee.
dat ons bietjie beheer wil oorgee, maar ek wil nog my eie ding ook doen. Ons is bang daarvoor. Maak vir ons onseker. So, om die Gees toe te laat is om te sê, Here, ek weet U weet die beste vir my. Wanneer U my wil kom snoei, is dit nie om my seer te maak. Want snoei is bietjie seer, dit is nie lekker nie, nee, dit is takke sny, dit is takke afsaag. Na so 'n snoei sessie staan daai stokkietjies so en goed en jy wonder, Vaderland, gaan hier ooit weer lewe hier uitkom? Dis nie is 'n moeilike proses baie keer. Die snoeiwerk. En dan kom die lente, blaartjies begin uitstoot, bloeisels begin vorm en jy kom agter dit was nodig gewees. So as ons praat oor snoeiwerk, dan is dit oor die beheer van die Gees. Ek luister, weet nie wie van julle het die daar's nou 'n program oor die Afrikaans 100 jaar op Sondae-aande in goeters. En die ouens praat oor 'n bietjie oor die storie van ons land. En dit gaan baie oor die beheer van ons land, né? Nee. En ek sê dit altyd. Daar's altyd iemand in beheer en daar's altyd iemand wat onder is. En die ouens wat onder is moan en die ouens wat bo is druk die wat onder probeer die wat onder is net onderhou, né? Nee. Engelse, eers die Engelse en die Hollanders wat mekaar beklei het oor die Kaap. Toe sit ons in die Engelse. En toe sê ons maar okay, goed, ons kan op ons eie gaan en goed, en toe sit ons en die ander rasse. En toe gooi dit weer om, jy kom agter, né? Die ou wat in beheer is die ou wat sê hoe dinge gebeur. Ek dink dis hoekom ons bang is. As ons praat oor hierdie beheer van die Gees. Ons is bang dat dit 'n slegte beheer is, maar dit is nie. Die beheer van die Gees is juis om my te laat wees wie ek voorgeskape is. Hoe die Here my gemaak het. So om onder beheer van die Gees te wees is eintlik 'n baie goeie ding. Nodig om my te snoei, nodig om vir my te sê, hey, daai was nie lekker gewees. En dit kom in ons alledaagse lewe, ek praat gister met die kinders, lekker met die jong mense, en jy hoor goeters uit jong mense se lewens uit. Nou die ouetjies wat in 'n groepie werk en die een ou doen nie sy kant, bring sy kant, jy ken die storie, né? Nee. Ons is 4 wat 'n projek moet doen, 3 doen hulle en die ander ouetjie hang netjie terug. Nou vra ek vir hulle, nou wat maak ons met hierdie ouetjie? Nee, gaan sê vir die juffrou met 0 kry. En dit is nee. Dis jy goed waarmee jy voel 'n ou wat nie sy kant bring nie moet jy wil hom bykom. En ek het vir hulle gevra, ek wonder hoe moet kinders van die Here dit hanteer? Hoe sou 'n geesbeheerde lewe wees om dit te hanteer? Wat 'n moeilike vraag is vir kindertjies, né? Nie eers ons groot mense kry dit reg. Die kort pad is, skryf mekaar af, verskeer mekaar. Galasiërs 5, julle verskeer mekaar. Dis die kort pad, dis die maklike pad. Die Christuspad, die langer pad is, Heilige Gees, kom wys vir my. Kom snoei in my lewe en kom help vir my. Ons is vrygemaak vir die snoei. Ek het nou eintlik daaroor nou gepraat. Die snoeiwerk het nooit seer in gedagte nie. Die snoeiwerk het altyd vrug in gedagte. Die Here wil ons altyd nog meer gebruik, meer tot vrug laat kom, tot eer van sy naam. Dit is nooit om ons af te breek. Wêreldse snoei is, ek wil jou snoei en jou beperk, wil jou bonsai klein maak. Die Gees se snoei is altyd sodat ons vrug kan dra. Meer en meer die heerlikheid van Jesus Christus. So ek weet nie waar as jy vanaand nie. Ek weet nie hoe die Gees met jou werk nie, want die Gees werk met ons almal saam.
Ek dink ons is almal so bietjie min of meer bietjie kleinserig en goed. Een ou sê iets en jy kry jou trots is dadelik aan die pad. So ek dink nogal daar sê die Heilige Gees, hey man, ek is by jou. Ek het jou gemaak. Dis okay. Kom ons laat die Gees toe. Regtig onder sy beheer, om onder sy beheer te wees is om te sê, U het die sê in my lewe. U het regtig die sê en beheer in my lewe. Kom ons laat hom toe. Want hy wil dit doen. Hy wil dit absoluut doen in ons lewe. Hy wil dit in ons huwelike doen. Hy wil dit in ons verhoudings met mekaar doen. In ons verhoudings by die werk wil hy dit doen. Kom ons wees mense wat onder beheer van die Heilige Gees lewe. Amen. Kom ons raak so vir 'n oomblik stil en ons gaan in aanbidding in. Ons vra die Heilige Gees, terwyl ons nou hier so in aanbidding ingaan, Here, sal U vir my wys, gee vir houe spieël voor my lewe. Ons sal bid soos die skrywer van Psalm 139, Here, deursoek my hart. Kyk waar daar wilde lote groei en kom snoei dit. Ek wil absoluut beheer oorgee vir U. Ek wil meer en meer die beeld van Jesus Christus vertoon. Here, vergewe my vir my hardkoppigheid, my eie wil. Kom en Heilige Gees en snoei vir ons met die oog op nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie Here dat wanneer ons dit vra, ons weet dat U die getroue Here is. Dankie dat U dit doen. Dankie dat U elke dag besig met ons is, met elke een van ons besig is. Dankie daarvoor. Dankie dat ons in hierdie wêreld kan ingaan. En dat ons 'n verskil kan maak. Ons wil verklaar vanaand, U is in beheer. Dis U wat vir ons nuwe tree laat gee. Ons aanbid U, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan nou afsluit met twee liedere. Die eerste lied spesifiek dat U is in beheer. Dis 'n groot ding wat 'n mens sing. Te sê, Here, U is in beheer. U hou die skepping vas, maar U hou ook vir my vas. En ons erken dit ook vanaand. En die tweede lied, daai lekker haleluja lied, strome van seën van bowe, Heilige Gees wat oor ons uitgestort is. Is in beheer.
sjokolade en sherry na die tyd. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die snoeiwerk van die Heilige Gees by elke een van ons wees en bly. Amen.